Veerkrag deur lofprysing? Dis waaroor ons gesels in ons weekse gedagtes oor kies veerkrag om beter te kan floreer. Kan 'n klein rekenaarfout mense se lewens benadeel? Totaal en al. In Brittanje is daar die afgelope aantal jare die sogenaamde Post Office, soos hulle dit noem, skandaal. Meer as 900 subposmeesters is tussen 1999 en 2015 vervolg weens beweerde diefstal en wanbestuur van fondse. Baie het tronkstraf gekry, ander het besighede verloor en sommiges het selfdood gepleeg. En hulle het almal gesê hulle is onskuldig. In 1999 het die gemors eintlik begin toe die Post Office, die poskantoor, die Horizon IT-stelsel van Fujitsu aangekoop het. En hierdie stelsel het sonder almal se medewete besig gewees om verkeerde finansiële data te genereer. En dis die oorsaak dat al hierdie mense valslik beskuldig is en hulle kon dit nie bewys nie. Nou kan hulle dit bewys. Dit word gereken as een van die grootste regsmisbruike in die Britse geskiedenis. Intussen is daar van die mense is uiteraard onskuldig nou bevind en die Britse regering bied kompensasie aan vir die slagoffers. Maar vir partye is dit uiteraard te laat. Nou hoekom die storie my aandag getrek het is omrede daar in die 2025 verjaarse Britain's Got Talent talentkompetisie 'n koorgroep genaamd Hear Our Voice 'n emosionele en 'n kragtige boodskap as koor gesing het. En toe hulle gevra het, maar hoe die koor by mekaar gekom, toe sê hulle, maar hulle is almal deel van hierdie mense wat benadeel is deur hierdie skandaal. En hulle het gekies om by mekaar te kom en mekaar te ondersteun, mekaar te bemoedig en hulle hou almal van sing. En dis die manier waarop hulle mekaar bly dra het. En in die halfeindronde het hulle die mooi lied People Help the People gesing, wat juis getuig het van veerkrag. Hulle optrede het die waarde van veerkrag beklemtoon, maar veerkrag spesifiek wat gebou word deur lofprysing, deur saam te sing, deur eer te bring en mekaar op daai manier te dra. Nou die Bybel vind ons interessant ook hoe lofprysing werk. As Dawid dig in Psalm 34 vers 2: Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees. En hierdie lofprysing kom juis uit 'n tyd toe hy in 'n vreemde land was en in die moeilikheid was. En ten spyte van sy moeilike omstandighede, kies Dawid om die Here te prys, om lof aan God te bring. En wanneer ons God verheerlik deur lofprysing, dan verander ons fokus en ons perspektief en dit bou veerkragtigheid in die situasie om met God se hulp dit wel te kan hanteer. So laat jou geloof weer veerkragtig word deur lofprysing. Prys God vir sy goedheid en liefde. Leef geïnspireerd.